Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Ek herinner ons net aan week van gebed wat maandag aand om 6:30 begin en vrydag aand klaarmaak. En volgende week Sondag is dit ons kinderdiens. So ek nooi ons jong span om erediens toe te kom en ook julle tasse saam te bring. Dis ons eerste kinderdiens van die jaar. En daar wag vir julle en julle skoolgereedskap 'n lekker verrassing. Kom ons bid saam en voordat ons uit die Here se woord uitlees, kom ons raak net rustig en kom ons raak bewus van die Here se teenwoordigheid in ons lewens. Ons Here, ons wil graag vandag vir U dankie sê dat U ons met soveel seëninge seën elke dag. Here, ons wil dankie sê, nie net vir die dinge wat ons kan vashou en die dinge wat ons kan tel nie, maar ook vir U teenwoordigheid, ook vir die geestelike gawes wat U vir elkeen van ons gee, en vir die mense wat U in ons lewe gee. Here, ons dank U bovenal vir die gawe van U Heilige Gees wat in ons woon, en wie ons ook nou glo, ons gaan help om U woord te verstaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons lees vandag uit die eerste brief van die Korintiërs. Dit begin hier op bladsy 192 in my Bybel en ons lees vers 1 tot 9. Paulus, deur die wil van God 'n geroepene apostel van Christus Jesus en die broer Sostenes, aan die gemeente van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heiliges, saam met almal wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here. Genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God derentyd oor julle en vir die genade wat God aan julle gegee is in Christus Jesus. Want deur hom is julle in alle opsigte verryk in elke woord en in alle kennis. Net so is die getuienis oor Christus stewig onder julle gevestig, sodat julle, terwyl julle wag op die openbaarmaking van ons Here Jesus Christus, nie in enige genadegawe tekort skiet nie. Hy sal julle ook tot aan die einde standvastig maak, sodat julle sonder blaam sal wees op die dag van ons Here Jesus Christus. God is getrou, deur wie julle geroep is tot verbondenheid met sy Seun, Jesus Christus, ons Here. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daarin gehoor gee. Liewe gemeente, ek het die lekkerste sny koek geëet vanoggend. Ek het begin deur 'n bietjie koekmeel af te meet, dit te sif en dit in te sluk. Toe kraak ek 'n paar eiers oor my oop mond en ek het 'n bietjie vanilla ekstrak opgelek. Ek moenie van die suiker vergeet nie. Ek het dit sommer net so uit die suikerhouertjie met die teelepel geëet. En was dit nou die lekkerste stuk koek in die wêreld? Is dit hoe 'n mens koek maak? Dink ons so. Nou ons is nog in die tyd na Epifanie en ons ontdek nog meer en meer van ons Here. Verlede week het ons gesien hoe Jesus te werk gaan met liefde en met geregtigheid. Vandag sien ons Jesus deur Paulus se oë, veral as dit kom by die gemeente in Korinte. Nou, ek wil graag hoor of die volgende situasie dalk vir ons bekend klink. Ouma Olga het altyd die familie bymekaar gehou. Sy het almal se verjaarsdae onthou en al die groot feesdae was by haar huis gewees. Sy maak altyd kos vir 'n weermag en daar's dikwels 'n weermag wat opdaag daar. En as ouboet begin kla oor kleinsus, dan paai sy in sy troos. As twee neefs of niggies stilstype kry, dan maak sy 'n grappie en dan waai dit sommer net oor. Almal wat daar kom is welkom, tot oupa Ollie se bittere verdriet. En 5 jaar nadat hulle haar begrawe het, kom haar familie agter, hulle verlang eintlik na mekaar. Dit was altyd so maklik om mekaar te sien, want hulle het mekaar altyd gekry by ouma Olga. Nou dat sy weg is, nou trek die lyne 'n bietjie uit mekaar uit. Ken julle ook 'n ouma Olga, 'n tant Tini of 'n neef Niels? Klink hierdie storie bekend?
Ons weet dit was nie maklik om 'n Christen te wees tot die 4de eeu na Christus nie. Party mense sal sê dis vandag nog moeilik. Hoe dit ook al sê, dit was nog moeiliker vir die vroeë kerk. Daar was sosiale verwerping en daar was kriminele vervolging. Maar die Here het nog altyd vir die kerk sekere gawes gegee om maar toe te rus. In die eerste brief van die Korintiërs kry ons twee van die mees bekende perikope in die hele Bybel. Ons kry in hoofstuk 12 die beeld van die liggaam van Christus en net daarna hoofstuk 13 hoor ons van die liefde. Die liefde is dit, die liefde is dat, die liefde is nie dit nie. Maar Paulus skryf daai twee beelde nie omdat die mense van Korinthe met eenheid en met liefde lewe nie. Dit was nodig om dit te skryf want hulle het die teendeel beliggaam. Almal het gestry oor wie se gawes en gevolglik ook watter een met die gawe die belangrikste is. Maar as die Korintiërs dit doen, dan sien hulle die doel van geestelike gawes heeltemal mis. Die gawes is nie toekennings of belonings nie, dis die Gees se manier om die gemeente te help, om die Here, die wêreld en mekaar te dien. Dis 'n regte ouma Olga geval. Die Here bring Christene by mekaar. Ons rykdom lê nie in dit wat ons het nie, maar in wie ons ken, in ons mense en in ons gawes. Paulus sê vir die Korintiërs, maar ons is almal aan Jesus gebind. En as ons almal aan Jesus gebind is, dan kan ons ook net so ver van mekaar af gaan. Om verder te beweeg is dan om weg te probeer beweeg van Jesus af. Ek dink veral vir 'n gemeente soos ons, help die skriflesing ons om nie te dink oor sukses. Selfs al daag elke liewe lidmaat wat op die boeke is op, gaan ons meeste skoolsale nie kan volsit nie. Ons gaan nie die eie kerkgebou wat ons het kan volsit mee nie. As ons na die stede toe beweeg, is daar gemeentes wat goeie en groot werk verrig. Daar's gemeentes wat hulle eie nuwensgewende organisasies kan stig. Daar's gemeentes wat honderde kospakkies kan skenk elke maand. En een van my kollegas, wat al hier gepreek het een keer by my kom kla oor hoe hulle 2 voorsanggroepe kompeteer. Toe sê ek vir hom presies hoeveel simpatie ek vir hom het. Die trant van die motivering wat die Korintiërs ontvang, lê nie in enige syfers nie. Wat lees ons is hulle bates. Ons lees, die gemeente is geheilig, hulle is geroep. Hulle is verryk in woord en kennis. Hulle skiet nie tekort in enige van die genadegawes nie. Hulle word tot aan die einde toestand vastegemaak en God wie hulle saambind, is getrou. Nou dis ongelukkig nie hoeveelhede wat 'n mens op 'n begroting of op 'n jaarverslag kan sit nie. Dink net hoe anders sou die kerkverband wees as ons net van die genadeboek gehou het. Maar terselfdertyd is dit ook so bevrydend. Want ek is oortuig dat die Here vir elke gemeente al die bestanddele gee om kerk te wees. God het dit gedoen in Korinthe en God doen dit hier ook. Ons het mense wat ongelooflik kunstig is, vreeslik tegnies aangelê is, mense wat presies is met 'n oog vir detail, en ek waardeer daai mense almal vreeslik baie want ek is niks van daardie dinge nie. Ons het mense wat lief is vir die kindertjies, vir die bejaardes, vir die siekes en vir die aflertjies. En as ons dink aan die vrug van die Heilige Gees, dan sal ons 20 mense hierso vir elkeen van die eienskappe kan opnoem. My kollega Andre Achenbach help gemeentes dikwels wat verlore voel om hulle self weer te vind. En hy praat altyd nie van die Heilige Gees nie, maar van die 3 onheilige gees. Geld, geboue en getalle. Dis die goed wat uitstaan en dis meetbaar, maar die hart van die kerk en wie ons eintlik geroep is om te wees, lê op 'n ander plek. As ons roeping saam kan uitleef, dan is ons suksesvol. As NG Victoria Wes 3 mense is wat onder 'n boom by mekaar kom, dan kan hulle nog steeds sukses behaal. Dit help om onsself te meet, nie aan hoe indrukwekkend ons is nie, maar aan hoe groot en hoe magtig ons Here is. God is groot genoeg dat ons nie ook buitengewoon indrukwekkend hoef te wees nie. God is mooi genoeg en groot genoeg vir almal van ons. En ons moet ook mooi hoor die Korintiërs in vers 8. Paulus sê, maar Jesus sal julle standvastig maak. Dis nie 'n regiment nie. Dis 'n wonderlike en salige belofte.
Dis nie, julle beter vasbyt of daar is moeilikheid nie. Paulus maak dit 'n gegewe. Jesus is klaar julle krag, klaar julle fondasie, hy is dit alreeds. So as ons nog dink, ons gaan tou opgooi, moet ons weet, maar Jesus gaan dit nooit doen nie. Maar die hakplek dan vir party mense is in die julle, eerder as die jy. Soos wat ons oor ouma Olga gedink het, dink oor die volgende storie, en dink of dit ook dalk 'n klokkie lui. O ja, ek is baie lief vir die Here en ek lees my Bybel, maar ek wil niks met die gemeente te doen hê nie. Ken ons sulke stories. Toe ek nog in Pretoria gewoon het, het ek en Anastasia 'n vriendin gehad wat super anti-kerk was. Sy wou niks daarvan weet nie. En die ironie is dat ons haar ontmoet het deur iemand wat ons in die gemeente leer ken het. Maar nee, die kerkmense is nie vir my nie. Ja, ek probeer nie om haar ervaring te minag of te onderskat nie, want natuurlik lê daar seer daar agter. En dis 'n geweldige jammerte. Want niemand van ons het op ons eie al die gawes nie. Almal van ons is bekwame gelowiges, maar op ons eie kan niemand die hele span wees nie. Ons kan vandag ietsie leer hiervan by een van die Here se heel oulikste skepseltjies. Ek dink pikkewyne is te lief. Met my eie beskerming teen die koue sou ek dalk 'n goeie pikkewyn kon wees. En pikkewyne wat in die ysigste plekke woon, het 'n ongelooflike taktiek ontwikkel teen die koue. Nou daar's 'n wonderlike geslagsgelykheid in die pikkewynryk. Sodra die wyfie hulle een eier gelê het, dan gaan vang sy vir iets om te eet en sy moet eers haar krag opbou. Die mannetjies en die wyfies het so 'n pensrolletjie waaronder hulle die eier indruk. En in die winter is dit die mannetjies wat die eiers by hulle dra tussen hulle pensie en hulle pootjies. Maar dis nie net die eier wat moet warm bly nie, die mannetjies moet ook oorleef. So wat doen hulle? Hulle bind saam, dit lyk amper soos 'n skram. Elke pikkewyn steek sy kop by die skouers in by die twee voor hom. En hulle broei mekaar so warm dat die pikkewyne wat in die middel van die bondel is, hulle kry so warm, hulle moet uit. Die ouens aan die buitekant natuurlik kry mos nou kouer as die res. Maar voordat hulle verklein, dan val die manne wat nou te warm gebroei is in rondom hulle. En so skuif hulle rond en hou hulle mekaar en die eiertjies warm. En dis wat Paulus ook vir die Korintiërs laat verstaan. Almal van ons is duur in uitgesogte bestanddele, maar niemand van ons kan die hele koek wees op ons eie nie. Ons het mekaar nodig. Jesus gee ons al die gawes wat ons nodig het om ons roeping uit te leef. So ek hoop ons meng lekker en ek hoop ons smaak lekker vir die Here. Amen. Ons Here, ons wil vandag vir U dankie sê vir elke persoon in die gemeente en elke gelowige in die groot gemeenskap. Here, ons erken dat daar party dele van die Bybel is wat ons beter verstaan en ander dele wat ons dalk nog in tekort skiet. Here, selfs binne die gemeente het elkeen van ons 'n deel van die waarheid beeld, maar niemand van ons verstaan alles nie. Niemand van ons kan alles doen nie. En daarom gee U vir ons verskeidenheid. Here, ons bid dat ons mekaar nie op ons eie sal los nie. Dat ons nie ongeërg sal raak oor die lot van ons medegelowiges net omdat dit nie ons direk raak nie. Maar dat ons ook soos die pikkewyne sal wees. Dat ons ook soos ouma Olga sal wees. Dat ons naaste se prioriteit sal maak. Want hulle is nie net die voorwerpe van ons liefdadigheid nie. Hulle is mense wat se insigte en talente ons ook nodig het om U kerk te wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.